Goeiedag, ja, ons hou aan om dankbaar te wees. Ek is dankbaar dat ek weer met u 'n paar gedagtes kan wissel uit Lukas 17. Kom ek vertel ons die verhaal. Sien dat die melaatse wat teruggekom het meer ontvang. In die verhaal het hierdie melaatses in Lukas 11 tot vers 19 word die 9 wie nie hulle dankbaarheid betuig nie weer gestraf met melaatsheid nie, maar hy sê, gee terug jou gesondheid, voilà, daar is jy weer melaats nie. Jakobus sê, God kan nie deur die kwaad versoek word nie. Inteendeel, hy gee sy son en reën vir almal. Die volmaakte getal van 10 egter in hierdie gebeure vertel ons dat almal ingesluit is, maar slegs 1, dis 10%. Ontdek dit. Hulle sê dankie en aanvaar dit. Ons kan die grootheid van God se goedheid en ons redding onderskat. Maar jy kan dit nooit oordryf nie. Jy kan nooit te gered wees, of te gesond wees, of te geseënd, of te gelukkig wees nie. God kan nie te goed wees vir jou nie. Wanneer ons hierdie 10 melaatses ontmoet, staan hulle volgens die gebruik op 'n afstand. Afstand het hulle leefstyl geword. Hulle is absoluut onder die indruk van wat hulle geleer is om te glo. Naamlik dat die siekte 'n straf was, weens die sonde van of hulle ouers of hulle self. Toe hulle Jesus sien, vra hulle, wees jammer, barmhartig, genadig teenoor ons. Mercy beteken, het ons gesê, ek kry nie die straf wat ek verdien nie. Dis wat hulle voor gevra het, moet ons nie verder straf nie. Genade is, jy kry wel die goeie, die mooi, wat jy nie verdien nie, mens. Hulle skreeu vir mercy, barmhartigheid en ontvang dit plus genade, die goeie, die genesing, wat hulle nie verdien nie. Die skrif sê in Lukas 17:13, toe hulle Jesus sien, vra hulle. En in vers 14, toe Jesus hulle sien, gee hy genade, net deur te kyk en waar te neem. Dis meer as wat hulle voorgevra het. Hulle het eintlik gevra, vergewe ons sondes, wat hierdie siekte veroorsaak het. Jesus suiwer hulle teologie en hulle geloofstelsels. Ons verkeerd lê soms in wat ons van God glo en sy krag tot redding. God se klagte oor Job se vriende was dat hulle verkeerd oor God geglo en gepraat het. Hulle het leuns oor my gepraat, volgens gebruik moes hierdie melaatse se offer vir hulle sondes bring, sodat die offer geslag kan word. Toe die melaatses en Jesus mekaar sien, ignoreer hulle hierdie vorm van godsdienstigheid. Bekeer beteken tog om te draai en anders te dink oor God. Paulus sê toe hy Jesus sien, van godsdiens verander. Wat hy van die beperkings van die wet geglo het, moes verander na die onbeperkte genade en die waarheid wat gekom het, naamlik Jesus Christus. Sy lewe en geloof het van oordeel na genade en vrede verander. Dit is die ontdekking wat hy gemaak het. Dit is wat geopenbaar is en gesien moet word. Dit is nie altyd die turn or burn dreigemente nie. Die uitnodiging is kyk en smaak en sien dat die Here goed is. En dat alles uit sy hand kom. So kan ons sonder afstand of minderwaardigheid, skuld en skaamte, sonder veroordeling of agterdog na die troon van God gaan en genade vind en om gehelp te word. Dit skep 'n toestand en 'n lewe van vrede. Kolossense 3 vers 15 sê, laat die vrede wat God se plan is vir jou, in jou hart heers, met ander woorde op die troon bly sit, en dan is die gevolg dankbaarheid. Hy sê, en wees dankbaar. Vrede se gevolg is dankbaarheid. Tessalonisense 5:18 sê, wees in alles, nie vir alles nie, dankbaar. Dit skakel 'n gesindheid van ontsteld en ontevrede wees uit. Handel ook af met nooit genoeg nie. Filippense 4:6 sê, dit is so mooi vir my, wees oor niks besorg nie. Laat jou begeertes altyd met danksegging bekend word by God. Wanneer jy vir iets dankie sê, beteken dit dat jy dit alreeds ontvang het. Filippense sê, jy praat en bid moet verander. Sonder danksegging klink dit so, gee, asseblief, Here. Ons sien en ontdek dat in Christus alles radikaal verander na verklarings.
Ons smeek nie asof ons met 'n hardvogtige God te doen het, wat links en regs straf nie. Hy stel nie slageisers op te kyk of hy jou kan straf of vang nie. Nee, ons God het reeds alles gegee. Ons verklaring moet met dankie begin. Dankie dat U ons bewaar. Dankie dat deur U bloed en wonde is daar, nie gaan daar genesing en vergifnis wees nie. Dis afgehandel. Finies en klaar. My ma was baie kwaai op daai een. Ons moet dit net sien. Sy vrede ontvang en dankie sê dat ons ingesluit is. Die Malaatse Samaritaan het gesien dat hy gesond is, omgedraai het, hom bekeer, dankie gesê en God aanbid. Dink ons dalk dat kla of ondankbaarheid aanbidding is? Jesus' reaksie was verbasing oor die ander 9 Malaatses wat gesond gemaak is, nie oor die wonderwerk nie, maar omdat hulle geen dankbaarheid getoon het nie. Kyk wat nou gebeur. Jesus sê vir die een wat nie meer Malaats is nie, wat gesond geword het, sê die skrif, toe hy loop en ombuig het gesien hy word gesond. Hierdie gesond woord, net interessant, is 'n ander Griekse woord, eathei, is 'n liggaamlike gesondheid. Gaan en wees ook wel die ekstra wat hierdie man kry. Zozo, wellness, welheid. Dit behels 'n alles insluitende leefwyse. Jesus verklaar oor sy dankbaarheid 'n vredevolle, aangename, opwindende toekoms, 'n gesonde, emosionele lewe. Hy is vry van alle afstand en kan tussen sy hartsmense leef. So kan jy vry wees en ek kan van alle afstand tussen jou en jou mense. Vry van jou seer uit die verlede, vry van die jarelange dra van brokke bitterheid, haatdraandheid, minagting is verby. Jy kan en mag 'n kwaliteit lewe leef. Nou heers die vrede van God oor ons harte, gemoed en ons denke. En ons is nou in alles te dankbaar. Ek doen dit net dat jy hoor, die skrif sê alles dankbaar. Jakobus sê, hy wat diep insien in die bed van vryheid, sal gelukkig en dankbaar wees in alles wat hy doen. Kom ons bid saam. Vader, mag ons U reaksie in ons hart en werking in ons hart aanvaar en 'n volle, gesonde, emosionele leef. Ek lê my laste af by U en sê dankie dat U my bron is vir alles in my lewe. Ontvang my dankbaarheid, ontvang my aanbidding. Dankie, Jesus. Amen.